Dis hy. Ek is seker julle het almal al vir julle iets gekry om te eet daar agter. Julle is baie welkom. Dankie vir die van julle wat 'n bydrae gelewer het vanaand ook en diensbaar gewees het sommer net met eetgoed. Dis ons tweede huweliksgeleentheid. Die van julle wat die eerste een gemis het en dalk graag daai materiaal wil bekom, is welkom om net sommer vir my te laat weet. Ons het die hele slideshow en al die notas van die vorige een wat 'n baie swaar een was. Hierdie vanaand is 'n ligte een. Ek maak net 'n grappie. Maar dit was die inleiding geweest. So vanaand is die tweede geleentheid wat ons bied. So baie dankie vir almal van julle wat hier is en dankie weer Wynand dat jy bereid is om dit vir ons te doen en dit te hanteer. So ek gaan sommer net vir ons open met gebed en dan is julle welkom om vir julle 'n plekkie te kry en saam met ons dan vanaand se geleentheid by te woon. Here, baie dankie dat ons vanaand hier in u teenwoordigheid kan wees. Dankie dat ons oor iets gewigtigs, maar ook iets wonderlik en geseënd wat u vir ons geskep het, die huwelik kan gesels. Mag ons ook wanneer ons vanaand daaroor praat, net ons eie harte ondersoek, ons eie huwelike ondersoek en net hoor wat u vir elkeen van ons wil kom sê. Ons sê baie dankie vir mense wat gehoorsaam is aan u wil, wat vanaand hier wil wees om aan hulle huwelik te werk. Dankie dat u ook deur die Heilige Gees aan elkeen van ons se deur kom klop, dat u wil hê ons moet groei, dat u wil hê ons moet vernuwe en dat ons as 'n gemeenskap van gelowiges moet saamkom en hierdie dinge saam moet hanteer, mekaar moet ondersteun en so weer die eer teruggee aan God die Vader wat hom toekom. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, alleen uit u genade. Amen. Baie dankie Elswie. Dit is lekker om weer by julle te wees. Ekskuus by voorbaat vir die klomp vloeistowwe hier in my neus en in my keel, so ek gaan dalk so hier en daar hoes of sluk of snyf. Ek moet dan sê die vorige ronde toe ek vir my vrou gesê het ek gaan kom praat oor die huwelik hier by Fresh, was daar reaksie soos ek laas gedeel het. Nou hoekom het hulle vir jou gevra? En toe sy nou hoor dat ek vanaand weer praat, het sy daarom nou hierdie keer dan nou nie weer so gereageer nie. Maar ek wil nou ten koste vir myself sê vanaand dat om in ronde 2, nadat ons nou in ronde 1 so 'n bietjie net 'n raamwerk probeer gee het vir hoe kan ons vanuit die skrif uit, mens kan amper sê hoe lyk die speelveld van die huwelik? Kan ons nou vanaand so 'n bietjie meer van die detail binne in hierdie speelveld wat ons gehoor het, die skrif vir ons gee, kan ons nou 'n paar fokusareas uitlig. En die hoofene dan nou vanaand is kommunikasie. Nou, ek kommunikeer baie goed, kom ek agter tot op 'n punt in die huwelik en dan sukkel dit. So vanaand is ek weer eens saam met julle, nie as een of ander iemand wat hierdie storie bemeester het nie, maar as 'n disipel wat agter die meester saam met julle aanstap, soos wat hy ons lei en soos wat hy ons rig in hierdie lewe. Net so vinnige herinnering aan wat ons laas vir mekaar gesê het. Ons het uit Genesis 2 en Efesiërs 5 baie spesifiek gefokus op die trek van die speelveld, soos ek sê van die huwelik. En ons het gesê daar is 'n verskil tussen 'n kontrak tipe verhouding en 'n verbondstipe verhouding. En die huwelik is dan nou 'n verbondstipe verhouding, so 'n kontrakverhouding is gebaseer op wederwysige voordeel te alle tye, terwyl 'n verbond gebaseer is op belofte en toewyding. So daardie dae wat as iemand vir jou sal vra, soos Toan nou gevra het of ou se vrou daarom nog van jou hou en haar antwoord is nie regtig vandag nie, dan hou jy vas in die belofte en die toewyding deel. Want as dit werk op wederwysige voordeel ter alle tye, dan weet ons gaan geen huwelik kan funksioneer nie. Dit is voorwaardelik as jy kontraktueel daarna kyk. As jy dit doen, dan sal ek dat doen. Terwyl in 'n verbond is daar 'n onvoorwaardelike ingesteldheid, ek is verbind tot jou, punt. Dit kan beëindig word as hierdie voorwaardes nie nagekom word nie in die kontraktuele benadering, terwyl in die verbond weet ons dat dit bedoel is om te bly voortbestaan, selfs deur ons mislukkings. Dit is prestasie gebaseer in die kontrak, terwyl dit getrouheidsgebaseer is in die verbond. Dit beskerm ons eie regte in die kontrak, terwyl ons ruimte skep vir verhouding en groei en vergifnis. Soos Bucks Gous nou toe sy vrou daar aankom en net vir haarself 'n bordjie kos gepak het, het hy onmiddellik sy vrou vergewe en net aanbeweeg. Weet, dis daai tipe pragtige verhouding goeters. Wetlik bindend in die kontrak, terwyl dit moreel en geestelik bindend is in 'n verbondsbenadering. Gefokus op uitruil,
versus gefokus op identiteit en behoort, en dan dikwels tydelik, waar 'n huwelik ontwerp is om blywend te wees. As ons al hierdie goeie sê, weet ons, almal wat in een of ander vorm van 'n romantiese verhouding al ooit gestaan het, dat hierdie goeders baie makliker gesê is as gedaan, en het ons mekaar herinner aan hierdie pragtige aanhaling van C.S. Lewis, wat ek net graag weer wil lees. Hy sê, love anything and your heart will certainly be wrung and possibly broken. If you want to make sure of keeping it intact, you must give your heart to no one, not even to an animal. Wrap it carefully round with hobbies and little luxuries, avoid all entanglements, lock it up safe in the casket or coffin of your selfishness. But in that casket, safe, dark, motionless, airless, it will change. It will not be broken. It will become unbreakable, impenetrable, irredeemable. The alternative to tragedy, or at least to the risk of tragedy, is damnation. En ons is nie geroep om so te leef nie. Vanaand is ons by kommunikasie, vanuit daardie raamwerk wat ons die vorige keer uit die skrif uit ontvang het, en ek wil sommer net begin deur vlugtig net weer vir julle en vir my te herinner aan die tipe goed wat die skrif sê oor praat, oor ons monde en ons tonge. Spreuke 15 sê, 'n sagte antwoord keer woede weg, maar 'n krenkende woord laat toorn opvlam. Die tong van wyses maak kennis lofwaardig, maar die mond van dwaase stort sotheid uit. Ons almal het al die vreugdes van om wys met ons tonge om te gaan beleef, terwyl ons ook almal al die vrot wrangvrug en smaak van 'n dwaase tong beleef het. Spreuke 18 sê dit baie sterk. Ek kan amper nie dink hoe kan 'n mens dit sterker sê nie. Dood en lewe is in die mag van die tong. En hulle wat lief is om die tong te gebruik, sal die vrug daarvan eet. Dood en lewe. Spreuke 21, wie sy mond en tong bewaar sy lewe van benoudhede. In die Nuwe Testament hoor ons dit natuurlik ook, so hierdie is nie net Ou Testamentiese wyshede nie. Jesus sê duidelik in Matteus 15, dit is nie wat by die mond ingaan wat 'n mens onrein maak nie, maar wat by die mond uitgaan, dit maak 'n mens onrein. En dan natuurlik die bekende Jakobus 3, die hele boek Jakobus praat baie aangrypend ook oor ons tonge. So is die tong ook 'n klein ledemaat wat op groot dinge roem. Kyk watter klein vuurtjie steek 'n groot hoop hout aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld van ongeregtigheid. Die tong is deel van ons ledemate, maar besoedel die hele liggaam. Dit steek die hele lewensloop aan die brand en word uit Gehenna, of die onderwêreld, of die hel aangesteek. As jy nodig gehad het om herinner te word, of getwyfel het, in die krag van jou tong, en hoe dit die absolute kapasiteit het om op te bou of af te breek, dan dink ek maak die skrif dit vir ons baie helder, hoe ons met ons monde omgaan. Maak regtig saak in verhoudings. Vanaand julle gaan ons fokus op hierdie fasette. Vanaand is baie prakties. Dis definitief ook ingerig om hopelik vir julle daarom 'n bietjie te laat lag ook. So hierso is die fasette waarna ons gaan kyk. Hierso is 7 fasette. So in kommunikasie is hierdie dink ek 7 goeie riglyne. Nou julle gaan mos nou in julle eie huwelik hierdie aanpas en inpas soos wat dit nodig en goed is, en dit aanvul ook soos wat julle dink dit goed en nodig is. So hierdie is op geen manier 'n volmaakte of 'n perfekte lys nie. Ek dink wel dit gee goeie rigtingwysers. So die eerste belangrike aspek van ons kommunikasie in die huwelik, dink ek, is om maar te sê wat ons regtig bedoel, en om te bedoel wat ons sê, om te luister om te verstaan, en nie om te beklei nie. Nommer 3, om te praat oor die moeilike goeters, sonder om bang te wees. Elsbeth het spesifiek gesê, sy het in die week baie bewus geraak van hoe belangrik hierdie tipe kommunikasie in huwelike is. Die 4de aspek is vat verantwoordelikheid as jy kommunikeer. Nommer 5, bly respekvol, selfs as julle stry. Nommer 6, check in met mekaar. En nommer 7, jou dade moet wys wat jy sê. Ek het vroeër vandag lank tyd spandeer saam met iemand wat nooit getrou het nie. En die persoon sê toe, sy dink baie oor hoe moet dit wees om jou lewe te gee vir 'n persoon
en dan is dit lewenslank en kommunikasie moet uitgewerk word en dit moet aandag kry. En dit is iets wat net die Here vir ons mee kan help. So kom ons spring in en ons gee so 'n bietjie aandag aan die 7 aspekte wat ek dink baie behulpsaam is. Sê wat jy regtig bedoel as jy praat, soos wat hulle nou uitgelig het, dit is soms maar 'n moeilike ding. So hier is waarskynlik 'n gesonde manier om te praat. Ek het baie spesifiek nou nie man of vrou voor aan elkeen van hierdie uitsprake gesit nie. Ek is nie so braaf nie. Julle kan nou self die scenario's uitdink. Maar hier sal dit waarskynlik klink as 'n ou nou probeer sê wat jy bedoel. Ek was gisteraand 'n bietjie seer gemaak toe jy my gister nie gebel het nie. En ek was bekommerd. En dan wie ook al aan die ander kant was, wie ook al die skuldige is, 'n doeteenvoudige reaksie van ek verstaan, ek moes jy laat weet dit en ek sal volgende keer beter optree. Nou ons is nie so naïef om te dink dan is alles nou net reg nie, nadat jy nou so wonderlik gekommunikeer het soos daai nie. Dit vra ek dan mos nou so 'n bietjie net spasie en tyd en emosionele insig om net vir iemand ook daarom 'n bietjie kans te gee. Soos my vrou sê, just give them space to come around. Geen net so 'n bietjie kans. Geen net kans, die ding sal kom. Ongesond ken ons almal ook goed. Dit sal waarskynlik iets soos hierdie klink. Ag ja nee, dis fyn. Jy gee mos nie om nie. En dan die antwoord, "Hæ? Wat's nou weer fout? Wat het nou weer gebeur?" Die gesonde is dus om reguit en eerlik te praat, terwyl die ongesonde 'n tipe van 'n passiewe, aggressiewe ingesteldheid is. Terwyl gesond en ongesond as die noem dit nou maar die reg en die verkeerd moontlikhede in elke situasie neergesit word, het ek tog goed gedink om maar net met die wysheid aspek ook daarin te bring, want ons weet mos nou dikwels is die lewe baie meer gekompliseerd as net dit was reg of dit is verkeerd. Dis dikwels mos nou baie moeiliker as net dit. En miskien is die wysheid in hierdie faset, punt nommer 1 van goeie kommunikasie in 'n huwelik, is om bidend afhanklik te bly en vir die Here te vra om te help. Here, wanneer moet ek 'n bietjie meer direk met my eggenoot in gesprek tree oor bepaalde goed? En wanneer moet ek 'n bietjie minder direk in gesprek tree? Byvoorbeeld om vrae te vra en regtig net te wys dat jy nie wil aanval of reg wees deel dit nie, maar dat die verhouding vir jou regtig baie saak maak. Dit help natuurlik in alles wat ons vanaand sê, om ook maar jou temperament en persoonlikheidstipe te ken. So as jy 'n direkte mens is wat konflik eintlik opsoek en eintlik geënergeer word deur konflik, dan gaan jy vir my sê die wyse ding om te doen is om reguit en eerlik te praat. Punt. Daar's nie los die ander goedjies wat jy hier in het. Doen dit net so. As jy iemand is wat pastoraal meer sensitief ingestel is, wat meer verhouding en mens gefokus is, minder taak gefokus is, dan gaan jy waarskynlik vir my sê, want ek is nie so seker of dit ooit gesond is om so reguit en direk en eerlik sommer net 'n ding aan te vat nie. So ek dink dit help om jouself in daai opsig goed te ken en dan onder leiding van die Gees jouself te vind in elkeen van hierdie situasies. Punt nommer 2, luister om te verstaan en nie om te beklei nie. So die gesonde manier sou waarskynlik dan nou iets wees soos hierdie. So jy het gevoel, ek is nou weer 'n ander scenario, jy het gevoel ek ignoreer jou toe ek op my foon was. Ja, dit het my gepla. OK, ek hoor jou, ek sal dit verander, ek sal 'n bietjie daarna kyk. 'n Ongesonde is om iets te sê soos, jy was heeltyd op jou foon. Nou julle, ek weet nie van jou nie, maar dit is een van my triggers in konflik. As my vrou sulke absolute uitsprake begin maak, kyk dan is dit verby. Nou hoor ek hoe blaas my keteltjie. Dit is vir my moeilik. Ek was nie die hele tyd op my foon nie. Moenie vir my jokkie. Ek was nie. En dis mos nog glad nie die punt nie, maar OK. Dit is ongesond. Maar ek wil reg wees. Ag nee man, jy maak 'n storie uit niks uit nie. So om daai in onsself te kan identifiseer, dink ek is belangrik. So die gesonde benadering dink ek sou wees om regtig te probeer verstaan, terwyl 'n ongesonde benadering is, jy maak die ander een stil. Om mekaar in die middel van 'n sin op 'n gereelde basis wanneer daar konflik is, kort te knip of in die rede te val, dit werk nie. Wysheid in weer eens die reg en verkeerd situasie wat ons hier vind, wat die ideaal sou wees, maar wysheid bring ons meer by die realiteit waarskynlik uit, is om te kan onderskei wanneer ons nou so luister. So nou luister jy na jou eggenoot en om dan onder leiding van die Gees te kan sê,
Here, wie is die een wat hier insig moet ontvang en wie is die een wat hier insig moet gee? Onthou, julle kan met my saamstem of nie, net omdat jy beleef het, of net omdat jy offended is, of net omdat jy vies is, beteken nie per se, of soos met 'n is gelykant, dat die ander persoon verkeerd was nie. Al wat dit beteken is, jy het dit sleg beleef. Dit kan wees dat die ander persoon verkeerd was, maar dit kan ook wees dat die ander persoon nie verkeerd was nie, en dat daar een of ander knop is wat by jou gedruk is, een of ander trigger is wat by jou afgegaan het, en om dan in daai situasie die vraag te vra terwyl jy baie goed luister, maar ook om in gesprek te wees met God die enig, en dan te sê, Vader, met wie wil u hier kommunikeer? Wie moet iets hier leer? Dit klink amper vir my, of dit nie ek is nie. Maar om dit met baie nederigheid te doen, en om dit met baie deernis te doen, en om eerlik te kommunikeer daaroor, om ook te kan sê, ek hoor jou, ek het fyn geluister, kom ons dink nog 'n bietjie verder hieroor, kom ons praat dalk nog rondte hieroor. Weer, sluit maar direk aan hierby, jy gaan dit dalk direk moet vra, ander kere gaan jy met 'n bietjie van 'n ander benadering by die wortel van die saak uitkom. Nommer 3, praat oor moeilike goeders, sonder om bang te wees. Gesonde benadering, ek voel ons raak bietjie disconnected, en dit bekommer my, dankie dat jy dit sê, kom ons hanteer dit saam. Nou weer, dan is alles ons nie net reg nie, en ons maak nie net planne, en dan vloei die rivier weer soos hy moet nie. Dit vat tyd, en ons werk daaraan, en die hoe van om te connect met mekaar is, dit was ook maar die plek waar die groot konflik kom. Ons stem saam ons moet connect, ons sukkel om saam te stem oor hoe ons moet connect. En ek dink, om daaraan te werk is maar vir elke egpaar 'n lewenslange reis. Die ongesonde ene is, ek voel ons dryf uit mekaar, en dan wie ook al aan die ontvangkant van daai comment gestaan het, sal dan sê, ag, jy is altyd negatief. Gaat ons alweer. Selfde ou storie. So gesond sou wees om veilige ruimte te hê of te beleef, waar jy eerlik kan wees, en ongesond is dat jy voel jy moet stil bly, want jy wil die vrede bewaar. Nou, weer, daar's tye wat ons regtig net moet stil bly. Dis ons nou so. Maar daar's tye wat ons moet weet hoe om te praat en wat om te sê, en op daai vlak is ons diep afhanklik van die Here om vir ons wysheid te gee. Stop my asseblief op enige stadium as jy 'n lekker storie het op enige van hierdie punte. Check net eers by jou eggenoot of jou verloofde of jy die storie mag deel. Nommer 4, vat verantwoordelikheid. 'n Gesonde ene is, ek was verkeerd vroeër, ek jammer, ek moes nie so gepraat het nie, en dankie, ek waardeer dit. Ek sien nou nogal die enkele kere wat ons dit regkry in ons eie huwelik, hoe dit ons kinders help. It's amazing. Amazing hoe die baie kere wat ons dit nou nie regkry nie, help ons kinders tydelik nie, maar wanneer ons dit regkry, dan was die naweek was nou weer so 'n situasie. Dis fenomenaal. Dis fenomenaal hoe dit die kinders help in konfliksituasies, en om ook daai voorbeeld te kan sien van hoe dit eintlik veronderstel is om te wees. Ongesond is, jy was baie lelik, jy het 'n lelike ding gesê of lelik gereageer, dan sê jy eenvoudig, jy verontskuldig jouself. Man, ek sou nie so geraak het as jy my nie so irriteer nie. Jy weet jy moet dit nie doen nie, hou net op. Dit is nou die 100ste keer in die 10 jaar wat ons getroud is, hou net op. So eintlik verontskuldig jy jouself, en dan sal die ander persoon se reaksie mos nou maar wees, ja natuurlik, dit mos nou maar net weer my skuld. So om verantwoordelikheid te vat, beteken dat ons foute kan herken, dan sê ons dit, en daar gebeur iets pragtig wanneer ons dit kan doen, terwyl 'n ongesonde benadering hier rondom is, in ons kommunikasie is dat ons die ander ene blameer. Weer by die wysheidsaspek, wanneer hierdie gesond en ongesond vervleg raak in die realiteite van ons lewens, dan is dit belangrik, dink ek, om in gedagte te hou dat enige verhouding werk. Nie omdat die een persoon altyd erken hulle maak foute nie, of nie omdat die een persoon altyd jammer sê nie, of nie omdat die een persoon altyd vergewe nie, maar omdat dit van albei kante afkom. Vergifnis en versoening is wat 'n huwelik laat werk. Net weer in kort, vergifnis is 'n ek ding. Vergifnis is iets wat ek doen. Ek vergewe nie iemand wanneer hulle vir my jammer sê nie. Ek maak nie iemand vry wanneer hulle erken dat hulle regtig nou baie simpel opgetree het nie. Vergifnis is 'n Bybelse opdrag wat sê, ek gaan nie hierdie goed saamdra nie, ek sit dit neer, sodat ek kan ontvang wat die Here vir my wil gee, en ek kan aangee. As ek so leef, dan is dit onmoontlik. So vergifnis, 70 x 7, is ook nie net een keer se ding nie.
soos en wanneer dit nodig is. As daai 20 jaar terug se ding weer opkom, Here help my om te onthou, ek is vergewe, en daarom kan ek weer vergewe. En maak dit 'n realiteit, ook in my emosies asseblief, Here. Versoening is 'n ons ding. Vergifnis is 'n ek ding. Versoening is 'n ons ding. Ek kan nie met iemand versoen, alvorens hulle nie erken dat bepaalde destruktiewe gedrag aan hulle kant ophou, sodat die verhouding gesond kan voortgaan nie. Alvorens dit nie gebeur nie, is daar bepaalde grense wat die verhouding heeltemal herdefinieer. En dit is ook goed en nodig so. Vergifnis en versoening loop hand in hand. Vergifnis is 'n ek ding. Versoening is 'n ons ding. Let wel, beide is 'n opdrag in die skrif. Maar net die een hang suiwer van my af. Nommer 5. Bly respekvol, selfs as jy stry. Dis baie moeilik. Ek dop hierdie toets waarskynlik die meeste van al die 7 goedjies. So dink nou net hoe oulik sou ek gewees het as ek 9 uit 10 keer kon gesê het, ek's nou ontsteld, maar ek wil nie fight nie. Kom ons praat lekker rustig hieroor. Ag asseblief. En die ander een sê, ja, kom ons koel net 'n bietjie af. Nee. Dit klink meer gereeld so, jy luister nooit, jy's hopeless. En die ander een sal sê, jy's altyd besig om te kla. Hierdie is 'n tawwe een in julle. Maar dis nie onmoontlik nie, want die Gees van God, wat die dood oorwin het, kan hierdie in my en jou lewe ook 'n realiteit maak. Meer gereeld as wat dit tans die geval is. So die gesonde ene is, respek bly daar, die ongesonde ene is, dinge raak lelik, maar die pragtige is natuurlik, dat ons die vorige punt het, né? Ons het die vergifnis en ons het die versoening. Moet dit asseblief nie goedkoop maak nie, moenie dink, ek gaan nou maar hierso weer my top blaas, want sy gaan my dan maar net weer vergewe nie. Ons maak ook nou nie so met genade nie, genade is verniet, is nie goedkoop nie. Die wysheid in hierdie situasie, dink ek, lê maar weer by daai realiteit van, gaan ek nou hierdie ding doen? Gaan ek nou engage hier? Gaan ek hierdie konflik nou vat? Gaan ek hierdie situasie nou hanteer? Of gaan ek sê later, Here op u tyd? En ek beleef nogal, dat die Gees dit vir my dikwels helder maak. Dit is nou 'n volgende gesprek, of ek dan nou luister na wat die Gees vir my helder maak, maar dikwels is dit redelik helder. Moenie nou engage meer nie. Moenie nou, dit is nie nou die tyd nie, kinders is moeg, die skottelgoed moet nog gewas word, nie nou nie. Maak net 'n bietjie later. Doen dit op God se tyd. Bly respekvol, selfs as jy stry. Miskien net 'n ander woordjie op hierdie ene. Miskien is wie ons in ons persoon en in ons temperament is hier ook baie ter sake. Dalk is jy een van daai mense wat jy wil dit nou afhandel. Nou, ek gaan nie by die skottelgoed bak staan, ek is klaar nie lus vir skottelgoed was nie. Ek wil nie nog met hierdie gemors wat jy nou aangevang het, daar staan en worstel, ek wil dit nou afhandel. Daar dink ek is dit baie belangrik dat ons ook maar net eerlik is met onsself. Vir onsself kan sê, okay, my persoon verkies hierdie, maar ek beleef dat die Gees nie vir my sê dat dit nou hanteer moet word nie. Dan is ons weer terug by die verbond deel. Ons kan onsself neerlê, ons kan dien. Dit gaan nie net oor die voordeel wat ek kan trek hier nie. Nommer 6, check in met mekaar. Ag, my vrou is briljant hiermee. Sy is ongelooflik goed hiermee. Die gesonde tipe ding is, weet iets soos, hoe voel jy deesdae oor ons? Antwoorde of reaksies, dis okay, maar ek sal graag 'n bietjie meer tyd saam wil hê. Of, dit kan ook gesond wees om te sê, bietjie spasie sal goed wees, sal lekker wees, dankie. Bietjie golf of so, weet iets is dit. Ongesond, geen kommunikasie, tot iemand eendag sê, ek sal lankal ongelukkig, en dan natuurlik, dit is mos nou soos die prop wat afskiet, met al die goed bou op en bou op en bou op, en dan die ander een wat amper stuk teleurstelling beleef, en miskien selfs 'n stuk vertrouensbreek beleef, om te sê, nou, hoekom sê jy nou eers? Praat net met my, kry dit uit. Daai is ook, dink ek, 'n lekker trigger om oor te praat in terme van ons eie persoonsontwikkeling. So die gesonde ene is, praat lekker gereeld, luister goed, en dan die ongesonde ene is, dinge bou op en ontplof later.
Natuurlik is die wysheid dink ek in hierdie situasie is om mooi te kan onderskei oor wanneer moet ek 'n issue maak van iets en wanneer moet ek versigtig wees want nou is ek besig om 'n issue van alles te maak. Julle is dan maklik. Dis dan maklik vir alles die lewe by die werk taaf is en die familie gaan deur 'n moeilike tyd, iemand word gediagnoseer met iets en jou spanning loop hoog en jy ek weet nie, die finansies sukkel by die huis of wat ook al, dan is een van die lieflikste maniere om ons om beheer te kry oor jou lewe is om beheer te vat by die huis. En dan maak jy 'n issue van alles. Jou kinders se hare is nie goed genoeg gekam nie, die kussings is nie reg op die bed nie, jy kou verkeerd by die tafel, jy het nie genoeg beet geëet nie. Alles is 'n probleem. Alles onder die son is 'n probleem. En dan kom Tessalonisense se woorde, bid voortdurend, maar net weer by my op. Bid voortdurend, bid voortdurend. Bly afhanklik van die Heilige Gees wat ons lei. Dan die laaste enetjie, nommer 7, jou dade moet wys wat jy sê. So hierdie het gisteraand met my gebeur. Ek sal 6 uur by die huis wees, en dan hy of sy is betyds, of hy of sy is laat, en dan laat weet hulle, en dan is die reaksie mos nog gewoonlik, dankie dat jy my laat weet het. Die ongesonde ene is, ek sal 6 uur by die huis wees, en dan daag hy of sy op, 8 uur, niks is gesê nie, en die ander persoon konfronteer dan nou die een wat laat is, en sê, jy het gesê 6 uur, en die ander een sê, ag, dis mos nou nie 'n issue nie. Dis dan nou nie so erg nie. So die gesonde ene is, probeer konsekwent wees, jou dade moet wys wat jy sê. Ongesonde ene is, jy maak beloftes, maar jy hou dit nie. Waar ek gisteraand enorme waardering vir my vrou gehad het, is, ek het gesê, ek gaan 'n bepaalde tyd by die huis wees, terwyl ek besig was, waar ek besig was, het ek agtergekom, ek gaan so 'n halfuurtjie of so langer hier moet wees, maar ek het daar nie, dit was ook 'n situasie waar ek eenvoudig nie kon bel nie, 'n klomp mense was daar, en ek het by die huis gekom, en ek kon net sien, sy vertrou dat die besluit wat ek geneem het waar ek was die regte ene, en ek en sy kon bietjie vinnig daaroor praat, en is nie 'n issue nie. Julle is om lekker as huwelik so werk. Gaan nie altyd so nie, maar gisterand het dit so gegaan. Goed, julle, dis die 7 aspekte. Soos Elsabie sê, ek het die slides gestuur, so julle kan iewers weer rustig sommer net deur die punte gaan as julle wil. Stel julle eie lys op. Kom ons kyk gou na 'n paar praktiese oefeninge. Ek het regtig nie meer baie lank 'n klomp goed wat ek met julle wil deel nie. So hier is 'n paar praktiese goed, en ons sal so 1 of 2 of 3 van hulle sommige gou saam met mekaar doen ook. So probeer maar positiewe taal gebruik. Hoe jy dit doen maak saak. So body language weet ons maak regtig saak. Ek's lief vir jou. Werk hier regtig hè. Dit lekker positiewe taal, liggaamstaal, lekker positiewe woorde. En dan hierdie ene dink ek werk nogal baie goed. Ek het eintlik hierdie ene geleer in hoe ons geleer is om pastoraat te doen as dominees. Probeer om mense te help om te verwoord wat hulle voel, wat hulle beleef. Niemand kan enige iets sê teen dit wat jy beleef nie. Hulle kan niks daarteen sê nie, want dis wat jy beleef. Jy beleef wat jy beleef. En om die vryheid te kan hê om dit te kan sê en te kan uiter, is 'n fenominale geskenk wat ons aan mekaar gee. So as jy dit of dat doen, dan voel ek blank. Vul die blank in. Julle kan dit saam met mekaar doen. Antisipeer reaksie. Voordat jy nou bepaalde goed doen, vra maar die vraagie gereeld af. Hoe sal my eggenoot voel as ek dit of dat doen? Moenie vra hoe sal ek voel nie. So byvoorbeeld as my man dit nou vir my doen. Nie dit vra nie, want ek is nie jy nie. Vra waarvan hou hy en hoe gaan hy reageer? Weer daai selfopofferende ene, so antisipeer bietjie reaksie. En dan kommunikeer met jou oë. Ek is 'n groot voorstander van hierdie. My kameramaat op Stellenbosch het altyd gesê, mense se oë. As jy hulle ontmoet, dan beleef jy onmiddellik iets in hulle oë, in terme van hulle egtheid en opregtheid, iets wat ek by hom geleer het, en ek deel nogal iets daarvan met hom. So, 4 of 5 minute se oogkontak, en merk dan watter gedagtes en emosies na vore kom. So ek wil asseblief vra dat ons gou hierdie ene oefen. Right. So ek het lekker musiek gebring, lekker energieke musiek, is nou nie vreeslike, weet, Valentynsdag musiek of so nie, net lekker musiek, om net so 'n bietjie die fokus te help kry. Maak asseblief seker dat jy in die regte persoon se oë kyk. As jy nou nie iemand het in wie se oë jy kan kyk nie, sit net en maak jou oë toe, dink net, beleef net, wat alles na vore kom, en dan, as ons klaar is, dan, dis so
so 4 minute, ek gaan regtig hou by dit, dan vra ek dat julle sommer net dit met mekaar vinnig deel, net so in 'n minuut of 2, sê net, wat het by my opgekom? Wat sien ek as ek in jou oë kyk? Jy moet kyk, moenie wegkyk nie, kyk vir mekaar. Moenie mekaar laat lag mekaar miskien 'n bietjie of wat ook al, maar kyk vir mekaar, waardeer mekaar, wees by mekaar teenwoordig en dan praat ons nou verder. Kom aan. Volgende oefeningkie is die 3 en 3 oefening met betrekking tot jou eggenoot. Die 3 en 3 oefening, kom ons doen hom vinnig, dis ook maklik. Vat net so 2-3 minute. Jy hoef niks vir mekaar te sê nie. Skryf elkeen van julle 3 dinge neer waarvan jy hou van jou eggenoot en 3 dinge waarvan jy nie hou nie. En dan gaan dink jy van daai 7 riglyne van goeie kommunikasie en dan vra jy vir die Heilige Gees oor die gepaste tyd en die gepaste manier om elkeen van hierdie 3 fasette op een of ander stadium in die volgende week of 2 met jou eggenoot deur te werk. So kom ons, hierdie is nou amper sê jou en die Here se tyd, so kom ons vat net so 'n minuut of 2. 3 dinge waarvan jy hou en 3 dinge wat jy nie van hou nie of waaroor jy bekommerd is in jou eggenoot se lewe. Praktiese oefening is probeer om ek uitsprake te maak wanneer jy ontsteld is, die oomblik as ons ingaan in die beskuldigende jy, jou, dit is nie goed nie. Probeer veral wanneer die konflik nogal bietjie hoog raak, probeer om ononderbroke aktief te luister. So, as jy dit nou so wil doen, kan jy maar, wanneer jy sien die persoon se top het nou geblaas, gooi maar so oogie oor die horlosie, en dan sê vir jouself, ek gaan vir 3 of 4 minute nou niks sê nie, ek gaan net vir die persoon net kans gee. Weer eens onder leiding van die Gees, luister net, en dan vra verhelderende vrae as dit dan nou nodig of moontlik is, en as dit enigstens dan moontlik is, kan jy miskien om te probeer om te help om die situasie net 'n bietjie te bestuur, voorstel dat jy ook graag nou vir 3 tot 4 minute asseblief ononderbroke 'n bietjie wil gesels. Moenie sê jy wil vir 3 of 4 minute jou top blaas en dan net jy die oefening nie lekker verstaan nie. Dink saam terug. Een van die pragtigste realiteite wat ek dink enige huwelik die voorreg het om te beleef is om gedeelde of gemeenskaplike ervarings met mekaar gereeld te herbesoek en te sien hoe dit intimiteit bou en vestig. En gedeelde gemeenskaplike ervarings, nie waar julle, as julle nou kinders klaar het, saam met die kinders dit gedoen het nie, maar net julle twee. Goed wat gebeur het, waar net julle twee was. Dit is baie uniek, is baie spesiaal en dit bou intimiteit. So doen moeite om dit 'n bietjie weer deur te werk. Quiz mekaar. Julle, een van die groot vreugdes wat onlangs in ons lewe ingekom het, is hierdie goed wat my vrou gekoop het onder leiding van die kinders. Dit is Gary Chapman, wat julle goed ken van wat is dit, 5 Love Languages, en Ramon Preston. Nou hierdie ene is 101 Conversation Starters for Couples. So jy 101 kaartjies in. Dan pluk jy net randomly 'n kaartjie uit en jy chat net lekker. En hier's 101 Conversation Starters for Families. So 2 van die lieflike vrae wat nou onlangs hier uitgekom het is, die een is, as jy, hoor hoe lekker gaan dit werk, so ek dink is by Exclusive Books, ek kry nie geld vir wat ek nou sê nie, maar ek dink is by Exclusive Books, so gaan kyk daar. Een van die lieflike vrae is, as jy 1 uur ekstra aan die einde van die dag het, wat sal jy doen met daai uur? En dit was fantasties, en ons gesin toe antwoord ons die vrae as volg, ons hoef dit nie nou te doen nie, maar my jongste dogter sê toe sy sal lees, almal sê toe, jep, jy sal lees. Die oudste dogter sê, sy moet nog so 'n bietjie dink, okay, so nou, dit is jy, ons weet dit is hoe jy is, ons gaan nou net terugkom na jou toe. Boeta sê, hy sal games speel, sê dit is hoe jy is. Mamma sê, sy sal oefen, ons sê, dit is hoe jy is. Papa sê, hy sal bid, dit is hoe papa is. Dus ons weer terug by ou sis, sy sê, ek dink ek sal 'n bietjie lipgloss aansit, dit is hoe ou sis is. So, sien, dis 'n lieflike goed, wat heerlik gesprek stimuleer. Ag, en dit is ook sommer 'n stuk waardering vir mekaar. Die ene rondom die egpare het te maak gehad met begin, of vat die eerste letter van jou eggenoot se naam en beskryf iets om 'n positiewe eienskap van jou eggenoot uit te lig. En dit vat nou nogal bietjie, jy moet nou nogal mooi sit en mooi dink, maar jy moet sien hoe vinnig is die kinders met dit. Hulle dink soos 10 sekondes, dan skiet hulle dit net so, dit is ongelooflik. So, koos mekaar 'n bietjie,
Hierdie is fantasties, dit breek nie jou brein nie. So, om goed soos hierdie te doen, weet, die 10 minute voor jy aan die slaap raak is ook fantasties. En dan hierdie ene is, dink ek, briljant. Hulle noem dit sit die hand by oefening, om intimiteit en goeie kommunikasie in jou huwelik te bou. So, as jy eggenoot nou hier langs jou staan, dan bind julle 2 hande so hier vas, agter die rug, en dan moet julle saam met die ander hand wat beskikbaar is, moet julle 'n taak verrig. So my aanbeveling is, probeer Saterdagoggend saam ontbyt maak op daai manier. So maak so vas, dan moet die toast moet nou gesmeer word met een hand, en die eier moet nou gebak word met een hand, en dit help ons, en forceer ons dan ons nou om deeglik met mekaar te kommunikeer, en ag julle, dit is 'n lekker belewenis saam met mekaar. Die bottom line, soos wat ons klaarmaak, soos wat ons sal sê in ons taal, is 'n gesonde verhouding voel as volg. Dit voel rustig, dit voel veilig, dit voel eerlik. Jy hoef nie op eiers te loop nie, eiers is vir ontbyt maak Saterdagoggend, en jy kan sê hoe jy voel, sonder om bang te wees vir net nog 'n feit. Kom ons sê, dit is hoe dit moet wees. Kom ons bly bidend vir mekaar hieroor, en diep afhanklik van die Heilige Gees se leiding hiervoor. Ek eindig met Galasiërs 5 uit die Message vertaling uit. Nou julle weet mos nou Galasiërs 5 praat oor die vrug van die dwaase lewe of die slegte lewe, en dan die vrug van die Gees. So hoe mooi skryf Eugene Peterson hieroor. Ek gaan dit net deurlees en dan sluit ons af met gebed. It is obvious what kind of life develops out of trying to get your own way all the time. Daai kontraktuele tipe verhoudingsingesteldheid. Repetitive, loveless, cheap sex. A stinking accumulation of mental and emotional garbage. Frenzied and joyless grabs for happiness. Trinket gods, magic show religion. Paranoid loneliness. Cutthroat competition. All-consuming yet never satisfied wants, a brutal temper, an impotence to love or be loved. C.S. Lewis se klip wat soos 'n hartjie lyk. Divided homes and divided lives, small-minded and lopsided pursuits, the vicious habit of depersonalizing everyone into a rival, uncontrolled and uncontrollable addictions, ugly parodies of community. I could go on. This isn't the first time I have warned you, you know. If you use your freedom this way, you will not inherit God's kingdom. But what happens when we live God's way? He brings gifts into our lives, much the same way that fruit appears in an orchard. Things like affection for others, exuberance about life, serenity. We develop a willingness to stick with things. Nou is ons by die verbondsbenadering tot 'n verhouding. A sense of compassion in the heart, and a conviction that a basic holiness permeates things and people. We find ourselves involved in loyal commitments, not needing to force our way in life, able to marshal and direct our energies wisely. Kom ons bid hiervoor. Here, so wil ons leef. As u disippels, en as u disippels in verhoudings, spesifiek ons fokus vanaand as disippels in romantiese verhoudings, in die huwelik. Gees van God, ons dop baie toetse, maar ons leef met die vreugde dat ons saligheid en ons verlossing en ons heiligmaking nie van onsself afhang nie, maar van u. Dankie dat u die begeerte in ons harte kweek om goed te kommunikeer, mooi te kommunikeer, op 'n manier te kommunikeer wat u verheerlik. Ook en juis in ons huwelike. Ons bid, o Heilige Gees, dat u ons sal aanhou lei hierin, dat u ons sal aanhou versterk hierin. Ook om intentioneel, prakties te oefen, mekaar lief te hê. Here, soos wat ons laasweek gehoor het, is die huwelik 'n space for grace, 'n spasie vir genade. Wees ons asseblief genadig, sodat ons dit by mekaar kan inoefen, en sodat ons liefde, ons genadige liefde, kan oorvloei, ook na die wêreld rondom ons. Ons hou aanbid vir Fresh Gemeente,
vir alles wat U hulle roep om te doen. Mag hulle aanhou vertrou dat U sal voorsien en daarom in gehoorsaamheid agter U aanloop. Dit bid ons. In die naam, bo elke naam, die naam van die een wat vandag vir ons reën gegee het, die naam van die een wat die dood oorwin het. Jesus Christus. Amen.